Here, dankie vir die voorreg wat ons het om die kinders te mag wees. Dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees, elke dag van ons lewe. Here, dankie dat ons ook vandag hier kan wees. Dankie dat ons uit die woord uit saam kan lees en kan hoor wat U vandag vir ons wil sê. Wat 'n voorreg is dit nie om U te kan leer ken, meer en meer, elke dag. Help ons om toe te laat dat dit wat U vandag vir ons wil sê, dat dit ons lewe sal kom verander. Dat dit nie net iets is wat ons elke Sondag doen nie, maar dat dit regtig 'n impak op ons lewe en ons verhouding met U sal hê. Dankie Here dat U hier teenwoordig is. Dankie dat U ons liefhet. Amen. Kom ons lees Lukas 4 van vers 1 af. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê toe vir hom, as U die Seun van God is, sê vir hierdie klippe, dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, dit is geskrywe, 'n mens leef nie van brood nie. Daarna bring die duiwel hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom, aan U sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan U behoort, as U maar net voor my buig en my aanbid. Daarop antwoord Jesus, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê, as U die Seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Nadat die duiwel met hom al die versoekings klaar was, het hy vir Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Ons lees tot sover. Vandag is die eerste week van lydenstyd. Ons het Woensdag met Aswoensdag begin en ons is in die proses van hierdie 40 dae waar ons fokus op die lyding van Jesus. So dit gaan die 40 dae wat ek nou vir die kinders ook gesê het, dit dui op die 40 dae van wat Jesus deurgebring het in die woestyn, wat hy gevas het en waar hy ook versoek is deur die duiwel. Nadat hy gedoop is, het die Heilige Gees hom toe gelei en daar het hy ook gebly. Het is interessant as 'n mens na die karakters van hierdie verhaal kyk. As ons eerstens na Jesus kyk, hy word die Seun van die mens genoem. Seun van God, Seun van die mens. En onmiddellik as 'n mens daaraan dink, dan dink 'n mens aan Jesus is die Messias. Hy word geassosieer met die Messias, die een wat God gestuur het of sou stuur, wat almal voor gewag het, hulle hele lewe lank om hulle wat Israel is te kom red uit die kloue en die mag van al hulle verdrukkers, onder andere op daardie stadium die Romeinse Ryk. So hierdie Messias moes kom en hy moes hulle kom red het, hy moes hulle kom verlos het en hulle het hierdie behoefte gehad om in vryheid te kan lewe, in volheid te kan lewe saam met God. Die Messias, die een wat redding bring. As ons dink aan die eerste seun van die mens, dan dink ons aan Adam. Adam was die eerste mens wat God gemaak het. Maar Adam, die seun van die mens, het misluk in sy roeping. Hy was ongehoorsaam aan God gewees, want die duiwel het hom ook kom versoek. Maar ongelukkig het Adam geval daarvoor, en dit het geweldige gevolge gehad. Nie net vir hom nie, maar vir almal wat na hom gekom het. En later, jare later, dan kom Jesus aarde toe, en Jesus se werk as Messias, as seun van die mens, is om te kom regmaak wat gebeur het. Vir ons 'n kans te kom gee, om weer saam met God
te kan wees. Want dis wat God gemaak het vir Adam en Eva in die tuin van Eden, om vir altyd saam met hom te wees in verhouding, maar ongelukkig dat daardie versoeking en die val van die versoeking het gemaak dat hulle nie meer by hom kan wees nie. So hier kom die duiwel en hy kom versoek weer die seun van die mens. As 'n mens dink aan Satan en die duiwel, dan dink mens aan iemand wat teen God is, wat nie wil hê God moet suksesvol wees nie, wat nie wil hê God moet iets kry in die lewe nie, en hy veg hy maak dit sy missie in die lewe om vir God die wêreld en die lewe moeilik te maak. Want op die einde wou hy ook vir God gewees het, en hy was nie weer tevrede om net 'n onderdaan te wees nie. Hy was jaloers op die verhouding wat God is en God, wat daar was tussen God en mens, en God wat kom en hy kom maak 'n nietige mens na sy beeld. En dis aan die duiwel se missie reg deur sy bestaan om vir mense te kom wys, of vir God te kom bewys, dat sy skepsel, wat hy so belangrik ag, wat hy met soveel liefde gemaak het, eintlik nie die moeite werd is om die beeld van God te kan wees nie. So hy spandeer al sy tyd om vir God te bewys, hierdie mense wat jy gemaak het, is nie goed genoeg nie. Ek sal jou wys. Ek gee hulle versoekings, hulle gaan jou verraai, hulle gaan teen jou draai, hulle is nie die moeite werd nie, hoekom hou jy aan met hulle? Hoekom verwoes jy hulle nie? Hoekom is hulle nog hierso? As mens net kyk na die verhaal van Job, die duiwel kom na God toe en hy sê, jy is so trots op Job, want hy is so goeie onderdaan, maar wat gebeur as dit nie so goed gaan met hom nie? Gaan hy regtig nog so goeie onderdaan wees? Gaan hy regtig nog wees wat u gedroom het oor hom, wat u dink oor hom? En sê God, okay, nou kom ons toets vir Job. Kom ons toets hom en kyk of hy nog getrou sal wees aan my. En alles gebeur met Job en hy gaan deur hierdie absolute hel, maar deur dit alles verraai hy nie vir God nie. Bly hy getrou aan God. So die duiwel word verkeerd bewys en nie God nie. En hier kom Satan ook na Jesus toe in sy broosheid. En hy probeer weer eens vir God wys, hierdie Messias wat u gestuur het, dit gaan nie werk nie. En hy kom en hy versoek hom met alles wat hy eintlik 100% nodig gehad het op daardie stadium. In die eerste plek, die eerste versoeking, gaan oor Jesus is besig om te vas. So, vir 40 dae lank eet en drink hy niks nie. So, as 'n mens, ek weet nie van wie van julle al vir 40 dae niks geëet het nie, maar jy is baie honger. Nee, en ek dink nie jy kan lekker reguit dink meer as jy 40 dae niks geëet het nie. En hier kom die duiwel en hy kom sê vir Jesus, maar hoekom sukkel jy so? Maak hierdie klippe brood. Jy kan ons enigiets doen. En op die einde gaan dit vir Jesus, en dan kom Jesus en hy kom sê, maar het gaan nie oor die kosdeel nie. Dit gaan oor soveel meer. Die lewe gaan nie oor net jou onmiddellike behoeftes en wat jy nou dadelik wil hê nie. Miskien het ons nodig om selfbeheersing toe te pas. Want as Jesus in die eerste plek nie selfbeheersing gehad het nie, en hy daai klippe brood gemaak, dan sou hy mos nie deur sy eie lyding kon gaan nie, want hy het geweet, hy moet deur hierdie verskriklike goed gaan. As hy nie selfbeheersing het nie, sal hy nie die lyding maak nie, want dan gaan hy uitchicken, dan gaan hy nie daardeur kan gaan nie. En daar is ek het 'n verhaal gelees, wat het so mooi verduidelik. Dit gaan oor 'n verhaal tussen 'n Jood en sy dogter. En sy is op pad na 16 toe, en sy vra vir haar pa, sy kom na haar pa, maar hoekom is dit so verkeerd om vark te eet? Want die Jode eet ons nie vark nie. Hoekom? Wat is dan fout met vark? Want sy is deel van die samelewing, en as sy na partytjies toe gaan, of sy gaan kuier by vriende, dan sal altyd pepperoni pizza, en daar's 'n klomp lekker goed wat vark bevat, en sy kan nie verstaan, maar hoekom mag ek dit nie eet nie? Hoekom is dit so belangrik dat ons nie vark eet nie? En sy pa se antwoord aan haar is,
Dis 'n belangrike vraag om te vra, so jy sal moet uitvind. En hy stuur sy dogter uit om te gaan uitvind, en na 'n tyd lank, dan toe kom die dogter terug na die pa toe, en sy sê vir hom, ek het uitgevind, hoekom mag ons die vark eet nie? En die pa sê, okay, nie goed, kom ons hoor, hoekom? En haar antwoord was, there's nothing bad about pork, she repeated. But there is a great deal that is good about learning to control yourself. When I smell pepperoni pizza, I will remember that I'm a Jew and I will control myself. En dit is my so 'n mooi voorbeeld van die lewe gaan oor meer as net wat ek nou voor lus is, wat ek nou wil doen. Die lewe gaan oor selfbeheersing, die lewe gaan oor uithou vermoë. Die lewe gaan oor groter as net nou en wat ek nou soek. En miskien is dit iets wat God ook vir ons wil kom leer, is met hierdie vas ook. Ja, het is moeilik om te vas, het is moeilik om nie nou te doen wat jy graag wil doen en wat jy altyd doen nie. Want om sweets te eet, byvoorbeeld as jy sweets vat, is nie noodwendig verkeerd nie. Maar om 'n rukkie lank iets daarvan op te gee, help jou om te leer om selfbeheersing toe te pas. Dit gee vir mens soveel lewenslesse en soveel lewenswaarde deur sulke goeders aan te pak. En Jesus sê, ek sal uithou. Die tweede versoeking gaan oor mag. Hy sê, die duiwel sê vir Jesus, as jy net voor my buig, ek wil net hê jy moet voor my buig, dit is nou maklik, jy hoef nie eers te bedoel nie, dan gee ek al die koninkryke wat my aanbid en wat my navolg en wat doen wat ek sê vir hulle, gee ek in jou mag oor. Maklik, hulle is joune. Dan hoef Jesus nie deur al hierdie goed te gaan in die eerste plek nie, want dan is die hele wêreld ons eintlik so, is hy net die duiwel gee pad en alles is opgelos. Maar Jesus sê, ek sal nie. Want Jesus het iets verstaan van God se koninkryk. En dat God se koninkryk oor baie meer gaan as om net mag te hê en dit wat jy wil hê af te dwing op mense omdat hulle bang is vir jou. God se koninkryk en geregtigheid gaan nie oor mag nie, maar dit gaan oor genade. Dit is maklik as jy mense beheer uit vrees uit. Dit is baie maklik, want dan forceer jy nie die vrees af nie. God kom en hy doen dit anders. As hy ons roep om sy kinders te wees, om deel van sy koninkryk te word, dan word jy deel, nie uit vrees nie, maar uit liefde, uit genade. God se droom vir ons, toe ons gemaak het, was nie vir hom om 'n klomp onderdaantjies te maak, wat hom aanbid nie. Hy weet wie hy is, hy is God, hy is groot, hy is almagtig, hy het dit nie nodig nie. Hy het ons gemaak om in verhouding met hom te wees. Hy het ons gemaak en deel van hierdie koninkryk gemaak om saam met hom ten volle te lewe. Uit liefde en genade. God se koninkryk gaan daar dat ons almal ten volle deel is van hierdie koninkryk. Nie uit vrees nie, maar omdat ons wil. En omdat dit so amazing is om saam met die God van die heelal te kan leef. En omdat het so amazing is om saam met mekaar te leef en in hierdie liefde te deel wat God vir ons gegee het. Soveel groter as om net bang te wees dat ek gestraf gaan word. So ek is nie God se kind, omdat ek bang is ek gaan hel toe nie. Ek is God se kind, want ek ervaar sy liefde en ek wil God se kind wees. Ek wil gehoorsaam wees aan hom, ek wil hom navolg, ek wil hom ernstig opneem, ek wil hom respekteer, want ek weet wat dit beteken om hierdie liefde, hierdie ware, egte, diep liefde te kan ervaar. 'n wêreld waar ons spasie maak vir ons mekaar, waar dit nie gaan oor, ek dwing my standpunt, of dit wat ek wil hê, jy moet wees, af op jou nie. Dit is 'n wêreld waar ons mekaar spasie gee, om voluit te lewe, elkeen.
Derde versoeking, sê die duiwel vir Jesus, spring van hierdie berg af, of spring van hierdie hoogste punt af. Die engele sal jy mos vang, of jy is mos God, jy kan enigiets doen. So in essensie kom sê hy vir hom, eintlik, maar jy is mos bo alle reëls, hoekom volg jy dit nog? Hoekom laat jy toe dat die reëls van die natuur nog 'n impak het op jou? Jy kan mos doen wat jy wil, jy is God. Hoekom vlieg jy nie rond nie? Hoekom doen jy nie wat jy wil nie? Totale vryheid. Dan kom versoek om met totale vryheid. Nie ingeperk deur 'n klomp reëls of jou in 'n boksie plaas nie. Op 'n manier is dit 'n behoefte wat ons almal het, nie. As mens kyk, dan word honderde duisende flieks daarvan gemaak van mense wat bonatuurlike magte kry of mense wat vir ewig kan lewe en hulle sal enigiets doen om dit te kan doen. Om daar te kan uitkom. Want dit beteken ek het totale vryheid, ek kan totaal en al doen net wat ek wil. Bo alle reëls, bo alle mag, bo alles. Maar God kom en hy sê iets anders. En Jesus verstaan iets hiervan. Hy sê, daar's 'n rede hoekom daar reëls is, daar's 'n rede hoekom daar boundaries is, grense is. Want ons vryheid, ware, egte, diep, innige vryheid en liefde, gaan nie oor net te doen wat ek wil nie. Dit gaan juis daaroor om broos te wees. Ware lewe, ware vryheid, gaan juis oor broosheid. En het is moeilik om dit te begryp, nee? Want hoe is mens broos en hoe is jy in dieselfde tyd ten volle vry? Die God van die heelal wil vir ons kom help en vir ons kom wys, maar het is juist die riglyne wat hy vir ons ingestel het, wat maak dat ons voluit kan lewe. Wat maak dat ons spasie kan maak vir mekaar, sodat ons almal kan voluit lewe. Want as jy net doen wat jy wil, dan worry jy nie mos oor ander mense nie. As jy net kan doen wat jy wil, dan gee jy nie om oor die mense nie. En wanneer ons net lewe vir onsself, dan mis ons uit op die rykheid van die lewe. God het ons nie gemaak om vir onsself te lewe nie. As hy dit gedoen het, het hy net een mens gemaak en dit was al wat nodig was, nee? Het hy nie eens nodig gehad nie, want dan het hy net met homself gelewe. Die riglyn help juis vir ons om spasie te maak dat ons almal in vryheid kan lewe. Sodat ons almal saam met mekaar kan lewe en regtig diep liefde kan ervaar tussen God en tussen mekaar. Ek het al die hele ding van 'n superhero voorbeeld gebruik, maar 'n superhero is juis 'n hero ten spyte van die gevaar. 'n Superhero is nie 'n hero as gevolg van die mag wat hy het nie, as gevolg van die superpowers wat hulle het nie. Dis iemand wat bereid is om sy lewe op te gee of haar lewe op te gee vir dit wat belangrik is, vir dit wat hy of sy liefhet. Hy of sy weet, as ek nie gaan nie, gaan niemand gaan nie. As ek net nie gaan doen nie, gaan niemand dit doen nie. En is so belangrik, want die mense en dit waarvoor ek liefhet en dit wat belangrik is, hang af hiervan. En dis hoekom ek gaan. Die rede waarvoor ek leef. Die rede hoekom ek opofferings maak. God sê ware lewe, ware vryheid, ware liefde, ware genade, gaan juis nie oor om alle reëls weg te gooi nie, maar juis om opofferings te maak. Want die liefde wat daar tussen mense en tussen God is soveel groter as wat enige ander soort vryheid jy ooit kan gee. Ouers maak opofferings vir hulle kinders, want die liefde wat hulle het, is groter en sterker vir hulle, as enige iets wat jy ooit vir jouself sou kon gehad het nie. Ons kan 'n klomp goed doen in die lewe, en is wonderlik, en is amazing, en ons ervaar dit. Maar as ons dit alleen doen,
is dit leeg. Miskien is daar 'n groot hype in die begin, maar dit word vinnig leeg sonder mekaar. En dis wat God vir ons hier wil kom wys ook. Ja, Jesus kan bo alle reëls wees, en hy kan doen wat hy wil, maar hy kies om binne hierdie grense te leef, en binne hierdie grense by ons kom ontmoet, want hy verstaan iets van ware liefde, ware broosheid, en ware lewe. Kinders maak opofferings vir hulle ouers, geliefdes vir geliefdes. God word broos en hy sterf vir ons, want die liefde wat hy vir ons het, oortref alles in waarde. Jesus, die seun van die mens, het nie weer misluk nie, hy het nie toegegee aan al hierdie goed wat so nice lyk nie. Hy weerstaan die versoekings van mag en hy kies liefde. Liefde vir jou en vir my. Nie omdat ek alles by mekaar het nie, nie omdat ek alles het nie, nie omdat ek gearriveer het nie, of ek hierdie verskriklike wow goed in my lewe bereik het nie. Omdat hy my lief het. Hy kies 'n lewe in liefde saam met ons. En die Here roep jou ook. Hy roep jou ook in hierdie lydenstyd. God het nooit beloof hy verlos ons of hy vrywaar ons teen gevaar en lyding en benoudheid nie. Nooit. Hy het nooit vir ons gesê dit gaan maanskyn en rose wees nie. Hy het gesê dit gaan moeilik wees, maar hy het ook gesê ek beloof, ek het jou lief. Ek het jou opreg lief. Ek het jou innig lief. Ek koester jou. Jy is kosbaar. En wanneer ons ook in hierdie lydingstyd besef dat 'n lewe saam met God en 'n lewe saam met mekaar is groter en sterker en magtiger en wonderliker en asemrowend, meer asemrowend as wat ons ooit kan dink of droom, as ons dink aan luxury of dit wat ons graag wil hê in die lewe nie. Daai goed is nice, maar dis nie waar die lewe gaan nie. Die lewe gaan oor 'n verhouding met God en met mekaar. So mag jy in hierdie lydenstyd, ten spyte van die feit dat dit moeilik is, voluit lewe ervaar. Mag jy broos staan voor God, sê Here, hier is ek. Ek wil lewe saam met U. Ek wil voluit lewe. En mag jy sy vryheid ervaar. Kom ons bid saam. Here, dankie vir wat U kom doen het vir ons. Dankie vir die voorbeeld wat U vir ons kom wys het. Dankie dat U iets van die lewe verstaan wat ons maar baie sukkel mee. En is so die teenoorgestelde van wat die wêreld vir ons vertel. Wat die duiwel vir ons vertel van wat lekker lewe is. Here, help ons om U liefde en nabyheid te koester en mag ons gekoester voel en wees in hierdie tyd deur U. Mag ons tyd saam met U spandeer. Mag ons die lewe leef saam met U en mag ons nooit weghardloop van U af nie. Want saam met U is daar ware lewe. Saam met U kan ons enigiets doen. En saam met U weet ons, maak nie saak wat gebeur in die lewe nie. Ons sal altyd en vir ewig saam met U wees. Help vir ons wanneer ons deur moeilike tye gaan. Help vir ons wanneer ons seer het. Help vir ons wanneer ons pyn en lyding ervaar, wanneer ons vervolging ervaar, wanneer mense ons nie verstaan nie of ons sukkel met 'n klomp goed en ons het nie antwoorde nie, Here. Help vir ons om te weet, ek is U sin en niks van daai goed kan my wegvat van U af nie. Dankie, Here, vir U genade en U liefde. Amen.